eer en liefdevolle herinnering aan Annemarie Temperman, gebore 20 April 1936, oorlede 19 Junie 2021. Eer aan God vir sy groot genade. Sy was 'n spieelbeeld vir almal wat haar en het haar Here voluit gedien. In die dae wat kom sal ons haar mis en haar verlang. Tog is daar 'n wagtom van soete herinneringe wat ons sal bybly. Waarheen gaan word nie betreur deur almal wat haar liefgehad het. Tannie Annie was klein van postuur, maar sy het 'n groot persoonlikheid gehad. Sy was 'n geliefde lidmaat van ons gemeente en ook 'n gerespekteerde lid van ons gemeenskap. Sy was altyd blymoedig, dankbaar en opgewonde om 'n mens te sien. Haar vriendekring was vir haar kosbaar en sy was dikwels meer besorg oor die ander mense as oor haarself. Haar diepsinnige en vrymoedige vrae oor ons geloof het elke male tot lang geestelike gesprekke gelei. En daarvoor sal ek haar altyd onthou. Haar melkkoffie en Hollandse wafels was 'n treffer met elke huisbesoek. Sy het 'n groot indruk op almal van ons gemaak en ons gaan haar teenwoordigheid mis. Hier by die kerk en die Bybelstudies waar sy so getrou was en ook in die dorp waar almal haar geken het. Sy en haar geliefde vriendin Tannie Broenie is nou by die Here, van wie sy altyd met groot respek en eerbied gepraat het. Dank die Here vir die vele jare wat sy vir haar en haar geliefdes gespaar was. Met hierdie woorde my innige meegevoel met julle, het ek reeds party gewerk, maar ook met julle as kinders, en ook die ander familie en vriende wat hier is. Ook van ons gemeente, soos ek sê, sy was 'n geliefde lidmaat hier, ons innige meegevoel van ons. En dan ook vir Miriam wat nie hier kan wees nie, en ook Luke wat nie hier kan wees nie, en saam met hulle gesin ons bid, ook dat die Here julle ook ryklik in hierdie tyd sal vertroos. Kan net so bly sit, dan bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons vanoggend in U teenwoordigheid mag wees, met harte van droefheid, trane in ons oë oor 'n geliefde wat deur die dood van ons weggeneem is. Ons dankie Here dat U soos 'n Vader ons ontferm en dat U ons omarm, ook in tye van hartseer, in tye van swaar kry. En daarom eer ons U vir hierdie geleentheid om ook in die kerkgebou as gelowiges mekaar te kan troos uit U woord. Om te weet dat U deur die Gees ook die groot trooster is wat saam met ons hier uitgaan. En elke dag wanneer ons ook hierdie geliefde van ons gaan mis, sal vertroos en versterk. Ons dankie vir haar lewe wat ons kan eer, omdat U aan haar soveel eer bewys het. Dat sy nie alleen net 'n kind van hierdie wêreld was nie, maar ook 'n kind van U. Dat sy nie net spore hier getrap het nie, maar ons weet deur haar geloof ook tot in ewigheid saam met U sal wandel. Ons dankie Here dat ons ook in haar voorbeeld en haar toewyding iets kon sien van U genade, wat eenvoudige mense nie van U af wegdryf nie, maar hulle juis vashou in alle omstandighede, om deur die geloof ons aan U vas te bind, sodat niks ons ooit weer van U liefde kan skei nie. Daarom dank ons U en eer ons U, ook vir haar lewe. Ons dank U vir elkeen wat moeite gedoen het om ook vandag te kom afskeid neem en ook hierdie gesin te ondersteun. Ons dank U Here dat U dit ook in ons harte gelê het om so ook na mekaar om te sien as gelowiges. Om ook te weet dat U ons in hierdie lewe vir mekaar gegee het, ter wille van mekaar. Daarom bid ons vir U krag en U genade en U troos ook in hierdie uur. En ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel en alleen uit genade. Amen. Kom ons sing Psalm 116, dis in die blaadjie opgeneem, vers 1, 7 en 10. Ek het juist al drie hierdie verse gegee, omdat dit so betekenisvol is, as ons sing van ons liefde vir die Here. 'n liefde wat natuurlik
'n wederkerige liefde is, omdat die Here ons eerste lief gehad het. God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbehae. Ek roep hom aan in al my lewensdae, hy skenk my hulp, hy red my keer op keer. En dan in die tweede vers verwoord ons ook iets wat Tannie Annie sekerlik vandag sou wou sê. Wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? Wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? Ek sal hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van heil sy naam vermeld. Kom ons sing vers 1, 7 en 10 van Psalm 116. Lees uit 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 5 vers 10. Die opskrif is 'n skat in kleipotte. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is oor raad verweer, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. Daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof wek, en ons glo, daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek, en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer en God ontvang die eer. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly.
Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontkleed wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie. Want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos hy wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy gedoen het tydens sy aardse lewe, of dit nou goed was of kwaad. Tot sover die woord van die Here. Paulus gebruik hier in hierdie skrifgedeelte twee pragtige beelde om eintlik ons lewe in sy totale omvang te beskryf. Paulus beskryf dit wat ons nou is en dit wat ons het, maar ook dit wat ons eendag gaan ontvang. Dit wat ons nou is, sê Paulus, is maar soos kleipotte wat maklik breek. Ons almal ken kleipotte, dit breek maklik, as gevolg van die klei waarvan dit gemaak is, en sekerlik ook die proses, die eenvoudige proses waarin dit gevorm word. En omdat 'n kleipot maklik breek, het dit eintlik nie baie waarde nie. Dit word wel gebruik om baie waardevolle dinge in te stoor. So byvoorbeeld is kleipotte gebruik om kosbare water in te stoor as dit in die woestyn gebruik is. Daar is ook kosbare olie in die kleipotte gestoor. Sekere kosse is ook in die kleipotte bewaar. Ja, dit is selfs as kluise gebruik vir dokumente soos papierus of perkamentrolle. As ons dink aan die dooie see rolle wat almal gevind is binne die beskutting van 'n kleipot. Die waarde van 'n kleipot was dus nie gemeet aan die pot self nie, maar juis aan die kosbare inhoud wat in so 'n pot bewaar is. Dis die eerste beeld wat Paulus gebruik, en hy sê ons is maar kleipotte wat maklik breek. Die tweede beeld wat Paulus in ons teks gedeelte gebruik is, dit wat ons nou het. Hy sê ons het 'n nietige tentwoning. En ons almal weet dat 'n tent is maar 'n nietige struktuur. Dit is nie permanent soos wat 'n gebou permanent is nie. Dit word aan mekaar gehou deur garing en lappe wat aan mekaar gewerk is. Dit het nie 'n fondament nie, dit word in die grond geanker met penne en met toue. En daarom is 'n tent ook nie baie stewig nie. 'n Tent is ook maar net 'n tydelike skuiling. Dit word opgeslaan en weer afgeslaan. 'n Tent het gewoonlik ook nie baie lang leeftyd nie, want as die wind waai, dan ruk en pluk dit aan die toue van 'n tent, en die meeste tente wat ons ken, lek gewoonlik. Die eerste lesers van hierdie gedeelte sou mooi verstaan het wat Paulus bedoel het met hierdie twee beelde van 'n kleipot en 'n tent. Hulle het dit geken. Hulle het geweet van die nomadiese volke wat rondgetrek het met hulle vee op soek na veiding. Hulle het geweet dat die tentbewoners het baie uitdagings gehad, want hulle was voortdurend blootgestel aan die wind en die weer. Nie alleen was 'n tent in die dag ondraaglik warm nie, maar in die nag ook onleefbaar koud. Nou gebruik Paulus juist hierdie twee beelde van nietigheid om ons aardse bestaan te verduidelik. Hy sê terwyl ons in hierdie tentwoning leef, terwyl ons kleipotte is wat maklik breek, sug ons en voel ons bedruk.
Paulus erken dat ons lewe hier op aarde is uitgelewer aan die elemente van hierdie lewe. As mens nog jonk is en die 10 spreekwoorde nuut is, dan kan mens maklik hierdie aanslag van die lewe teen jou verduur. Maar hoe ouer 'n mens word hierdie tentwoning stelselmatig al hoe meer verweer, al hoe swakker. En daarom is die ouderdom vir ons as mense gewoonlik maar geestelik en liggaamlik 'n groot uitdaging. Ons weet dat die lewe los letsels in 'n mens se lewe. En byna almal word swakker soos wat hulle ouer word. Miskien is dit die oë wat ingee, verander die ore, dalk die heupe en miskien later die knieë. Sommige se longe gee in of hulle harte gee in en hulle verstand is ook nie meer so helder nie. En daarom word baie ou mense maar weer afhanklik soos kinders van iemand anders om hulle aan die lewe te hou. Dikwels is hierdie fisiese en sielkundige agteruitgang nie maklik om te verwerk nie. En daarom sê Paulus, terwyl ons in hierdie staat is, sug ons en voel ons bedruk. Ja, die lewe het 'n manier om aan 'n mens te ruk en te pluk. En dan word die broosheid en die nietigheid van die mens eintlik na die oppervlak gebring. En dan sê Paulus, die mens het die natuurlike geneigtheid om die hemelse bo oor die aardse aan te trek, sodat dit wat sterflik is verteer kan word deur die lewe. Die mens wil graag, hoe ouer hy word, wil hy die hemel hier op aarde ervaar. Hy wil dit wat goddelik is, hier deel maak, sodat hy nooit die lewe hoef te verlaat nie. Dis natuurlik, want alle mense stry teen die dood. En tog weet ons dis nie moontlik nie. Die hemel is nie op die aarde nie, en die ewigheid is ook nie hier nie. Daarom sê Paulus dat daar 'n oorgang nodig, 'n oorgang tussen hierdie aardse lewe en die ewige lewe. 'n Oorgang tussen dit wat tydelik is en gebroken is en dit wat ewig is. En hy sê, hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei, is God self. As waarborg hiervan, het hy ons sy gees gegee. God weet dis nie maklik om oud te word. God weet dat die uitdagings van die lewe en die letsels van die lewe op 'n mens raak al hoe meer hoe ouer 'n mens word. En daarom gee God sy gees aan elke mens om hierdie verweer en hierdie aftakeling van die lewe te kan hanteer. En in 'n sekere sin gebruik hy sy gees om die skat wat ons in ons het, die waardevolle inhoud, al hoe sterker en sterker te maak. En dis ons geloof. En daarom gaan Paulus verder met hierdie beeld. Hy sê, maar ons het 'n vaste gebou in die hemel. 'n Vaste woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar wat deur God self gemaak is en wat vir ewig bly staan. En daarom sê hy, al is ons uiterlik besig om te vergaan, word ons innerlik van dag tot dag vernuwe. God is voortdurend besig om ons vir hierdie oorgang voor te berei. En daarom is dit eintlik troostvolle woorde, dat Paulus kan sê dat ons swaar kry in hierdie lewe is gering, en dit gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles ver weg oortref, en wat ewig bly. Hy sê, daarom is ons as gelowiges se oë nie gerig op die sigbare dinge nie, want die sigbare dinge is tydelik. Ons moet ons oë gerig hou op die geestelike dinge, die ewige dinge, want dit is vir ewig. Deur ons geloof het ons daarom hierdie heerlike sekerheid en hierdie verwagting dat ons eendag 'n vaste gebou in die hemel sal ontvang. Dat hierdie aardse tydelike woning van my lewe sal uiteindelik deur God self nuut gemaak word. En watter bemoedigende gedagte is dit nie, juis om aan vas te hou by die dood van 'n geliefde nie. Dat daar nie net aan haar en aan ons almal restaurasie en herstelwerk gedoen gaan word nie, maar dat ons innerlik verander sal word om soos Christus te wees, verheerlik te word soos Christus. Daarom is dit 'n vaste gebou wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God self. 'n Ewige huis, 'n nuwe gedaante, 'n nuwe woonplek waar elkeen van ons heen gaan. Nie 'n tydelike tent wat weer verskuif kan word nie, nie 'n kleipot wat maklik breek nie.
Nie 'n bestaan vol sugte en sorge oor hierdie lewe nie, maar 'n heerlike, vreugdevolle bestaan, wat nooit sal eindig nie. Die Israeliete het vir 40 jaar lang in die woestyn in tente geleef. En hulle het uitgesien na die beloofde land, waar daar huise was van klip en steen. En daar moet ons wat agterbly ook elke dag uitsien na daardie heerlike dag, dat ons ook eendag soos ons geliefdes hierdie aardse tydelike gebrokenheid kan verlaat en ons hemelse woning ontvang. Ons Here Jesus Christus het ons 'n belofte gegee en gesê, kyk, ek gaan om vir julle plek te berei. Ek gaan om daardie woning wat God vir julle gemaak het voor te berei vir julle eendag. Daarom gee hy die belofte van 'n ewige koninkryk en 'n vaderhuis met baie woonplek. Hy beloof vrede vir sy kinders wat in die vrede van die Here ingaan, wat in die naam van Jesus Christus sterf. Hy laat ons uitsien na 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waar God self by ons sal wees en ons altyd by God sal wees. Daarom nie meer 'n nietige tent nie, maar 'n vaste woning in die hemel. Vir elkeen van God se kinders wat in Christus gesterf het en wat ons vooruit gegaan het. In die laaste plek die vraag, wat beteken dit vir ons om hierdie troostvolle wete te hê, dat dit wat tydelik is, dit wat nietig is, vervang word deur dit wat ewig en wat stewig is. Hoe help dit ons, terwyl ons nog in hierdie lewe uitgelewer is aan slegte nuus en die gebeure rondom ons, dat ons te midde van dit nie moedeloos en hartseer bly nie. In die eerste plek hierdie wete, dat die Here vir ons 'n ewige huis in die hemel gee, nadat hierdie aardse tentwoning afgebreek is. Maak vir ons as gelowiges dit moontlik om verby hierdie aardse verweer en swaarkry te kyk, en nie moed te verloor nie. Want dis nie ons ewige woning nie. Ons ewige woning is by die Here self. Die tweede ding is, dat ons juis in hierdie tyd met 'n voortdurende verlange kan leef, met opregte geloof en gehoorsaamheid, dat ons die Here Jesus eendag weer sal sien, en dat ons saam met hom oor die wenpaal sal gaan, en die oorwinnaarskroon saam met hom sal dra. En daarom laat dit ons juis uitsien na daardie dag, as die Here elkeen van ons ook kom haal. In die derde plek, dat hierdie verlange wat ons het na die ewigheid, ons tog nie losmaak van die aardse lewe waar ons is nie. Ons word nie nou skielik mense wat met gepakte tasse ergens gaan sit en wag vir die hemelse tyd om aan te breek nie. Ons verstaan dat terwyl ons nog hier is, het die Here nog vir ons 'n roeping en 'n taak en 'n plek. En daarom moet ons 'n strewe hê om voluit te leef ter wille van sy eer. Ons hou nie op met lewe voordat die Here uiteindelik die kleipot kom breek en die tentpenne kom uittrek nie. Ons is mense wat leef met die verwagting van 'n beloofde land, terwyl ons nou ons werk doen en ons harte inrig met geloof en vertroue en verlange na die ewigheid. En daarom hou ons moed. Al sterf daar mense rondom ons, al sien ons mense ouer word en swakker word, weet ons, dis elke keer 'n dag nader aan die hemelse Kanaan, die nuwe Jerusalem, die Vaderhuis met sy baie wonings, die volmaakte liggaam vol krag en heerlikheid wat nooit sal vergaan nie. En daarmee troos ons mekaar. Daar kom tye in 'n mens se lewe wat 'n mens skerp bewus raak van die nietigheid van ons bestaan. En hoe tydelik alles hier is. En hoe dit uiteindelik deur die tyd afgetakel word en verbygaan. En baie keer sien 'n mens dit juis in die lewe van geliefdes rondom jou. En nou is dit ironies dat aan die ander se lewe die afgelope jaar of wat dalk daarvan getuig het. Stadig maar seker het die broosheid van wie sy werklik is as mens sigbaar geword. Stadig maar seker het sy dan ook agteruit gegaan sonder dat ons het agtergekom het omdat sy so borrelende persoonlikheid gehad het. Uiteindelik het die Here haar kom haal op die regte tyd.
Daarom kan elkeen van ons getuig dat die Gees van God in haar was, dat die Here kragtig in haar gewerk het, en dat hy hierdie skat van die geloof, hierdie kosbare geloof in haar veredel het. En deur haar omstandighede het die Here haar ook elke dag voorberei om haar Here te ontmoet. Alhoewel sy ook al die uitdagings van die lewe gehad het, al die slegte nuus wat ons die laaste tyd so ontvang, het iets van die ewigheid reeds in haar lewe sigbaar geword. Ons weet, sy het 'n mooi perspektief op die lewe gehad. Sy was altyd bereid om te help, diensbaar te wees in haar gesin, in haar familie. Haar toewyding aan die saak waarmee sy besig was opvallend. Haar loyaliteit aan haar gesin en familie was 'n voorbeeld vir ons. Die opofferinge vir haar kinders was merkwaardig. Haar voorbeeldige lewe is juis wat van sulke mense legendes maak. Alles was tekens dat sy hier en nou voluit geleef het, maar in die geloof ook die verwagting gehad het van die ewige lewe saam met God. Daarom neem ons vanoggend afskeid met troos en bemoediging en sekerheid. Dan was sy ook maar 'n kleipot. Het sy die skat van God in haar gehad. Al het sy ook maar in 'n tentwoning geleef, het die Here vir haar 'n vaste woonplek in die hemel gegee. Ons glo dat ons Here Jesus se belofte ook vir haar waar geword het, toe hy gesê het, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Mag die Here elkeen van julle ryklik vertroos met hierdie mooi herinneringe van 'n baie geliefde en 'n gerespekteerde Anna Marie Tempelman. Amen. Kom ons antwoord ook nou op die Here se woord deur te sing lied 602 of skrifbring 18-6 soos ons dit ken. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, die see en al wat skei verdwyn. God self kom by ons bly. Die Heer droog al die trane af, verby is droefheid dood. Ja, pyn en smart wyk uit die hart, ons moeite, angs en nood. Kyk, ek maak alles nuut, sê God. Laat hom wat dors het kom, en hy sal vind hy's my kind. Ek is 'n God vir hom. En dan ook die laaste vers. Kom ons sing 1, 3, 4 en 5 van skrifbring 18-6.
dankie en ons loof U, o Here, dat U ten spyte van wie ons is en wat ons is, ons tog begenadig met die skat van die geloof. Ons dankie dat dit ons juis onlosmaaklik aan U verbind. Dat U in en deur ons Here Jesus Christus, wat self gesterf het en begrawe is, ons weer die nuwe lewe in sy opstanding gegee het. Dat ons daarom leef met die verwagting dat die dood nie die einde van alles is nie, maar net die oorgang tussen hierdie tydelike en die ewige. Ons dankie dat U onsself, maar ook almal rondom ons, voorberei vir daardie tyd, deur die Gees wat in ons woon, deur ons te versterk met krag en genade en alles wat ons nodig het. Ons eer U daarvoor, in die naam van ons Here Jesus. Amen. Geliefdes, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen. Dankie Johannes, baie treffend en gepas. Ek wil graag namens die familie net enkele bedankings doen en dis eintlik meer in die algemeen. Dankie sê vir elke drukkie van liefde, traan van medelee, oproep. Wanneer alles stil geword het, 'n gebed vir versterking, vir vriendskap onvoorwaardelik. En daarmee ook vir elkeen wat vandag moeite gedoen het om te kom na die begrafnis toe en ook mee te leef in hulle hartseer. En dankie ook vir die ondersteuning as ons dan nou hier uit mekaar uitgaan. Tannie Annie was, soos ek reeds gesê het, vir ons as gemeente 'n voorbeeld van iemand wat baie getrou was, baie toegewyd was, een wat altyd belang gestel het in jou meer as wat jy vir haar kon vra van dit daar. So dis iets wat my altyd sal bybly. En dan, soos ek reeds gesê het, die heerlike melkkoffie wat sy my altyd aangebied het en die Hollandse wafels. Ek dink partymal was ek 'n bietjie stout om meer by haar uit te kom reeds as gevolg daarvan en nie noodwendig huisbesoek nie, ek het sommer net gaan kuier. So baie sterkte, kom ons gaan dan na die graf toe en ons vra maar dat jy die hoofligte aansit terwyl ons op die stoep beweeg en dan handel ons die graf toe so. Baie sterkte.